Ek skus, hier is die recording, so ek gaan net gou groot maak hier vir julle. Okay, kom ons kyk gou vinnig hierna. So vinnige klein stukkie hersiening wat julle gou doen. Kan julle gou weer vir my sê hoe werk ons daai uit? En daai en daai. Daar's hy. So as dit 'n M48 is, if it's 'n M48, then this will be 4.8 mm, so you just divide it by 10. If this is 48, that will be 4.8. That will also be the same. What angle are those two lines? These lines are 45 degrees. 45 degrees. And those two are going to be, I say if it's on a vertical line, it's going to be 60 degrees it's 30 degrees with a vertical line, or 60 degrees with a horizontal line. So daar's ons sê. Okay, so maak 'n nota van daai. Then I told you about these two things, the screw thread. That will be 1.6, I think. 1.6, 1.6, so it's a M16. This one I think is what was this one? Hy was M9, so this is M18. So this is going to be 1.8. And that one will also be 1.8 millimeters. Onthou julle, alles moet met 2 gemaal word, because we join scale 2 to 1. So all the measurements have to be multiplied by 2. This is why the M24 is M48. Okay, goed, kom ons gaan gou 'n bietjie verder hierso. Ons het hierdie bout ingesit. Ons het hierdie deel gehad. We have the screw thread. En nou die volgende deel is, hier moet nou 'n pulley. There's a pulley, a washer, a nut, and a bush. Okay, now that busy, let's quickly talk about the bush. If you guys are going to be joining the bush, 3-dimensional, it would look like this when you cut through it. So, sien julle hom? So daarso. Okay, so soos op deursny gaan hy so lyk. So if you are looking from this side, what are you going to see? Kom ons kyk gou hierso. You guys look at this one. So I'm going to teach you how to do this. So if you cut through this thing, you're going to keep the outline. So it's going to look like this. Draw the outline, and the hidden lines there and there will become solid. You will hatch this part, you'll hatch that part, you will have a center line in the middle. Do you see this? It's the same thing. There's the gap in the middle, there's the one side, there's the other side. Okay, so a principle what you can apply is keep the outline, hidden lines become solid lines, nee? Okay, so daai bussie gaan ek volgende hier insit. As ek gaan kyk, if I have a look, I'll see that the measurements of that thing is 32 millimeters there, diameter 32, and if I have a look at the hole in the pulley, you will see the same measurement. Okay, so daai diameter 32, that's the same size. We will see this is 45. So basically what we're going to do is we're going to draw the pulley, we're going to draw the pulley plus the bush, en daai randjie gaan daar uitstaan daar. Okay, so the next thing I'm going to draw quickly with you guys is the bush. The 37 will become that's 60 plus 14, so that's 74, is ek reg? 37 maal 2, 2 maal 7 is 14, 2 maal 3 is 6, so this is going to be 74, that is going to be 64, this is going to be 66, and that's going to be
diameter 48, and this one is going to be diameter 82. Okay, right, so kom ons kyk gou. Julle kan gou hom saam met my teken. So I'm going to start here with the 82 here at the bottom. So this one is going to be 82. So I'm going to use a different color now. I'm just going to join pen. Don't join pen, please. This is just to help you. 42. Then it's going to be, kom ons kyk wat sy hoogte. To find out the height, this is 33 and 37, 4 millimeters difference. So that space is going to be double that up. That's going to be 8. That space there. Okay, so dit gaan 8 millimeter wees. So kom ons teken hom gou in. So ek gaan hom vir julle net in 'n ander kleur teken dat julle hom mooi kan sien. Okay, but now there is a thing we have to remember here. And I'm net eers daar. I'm just going to make some construction lines first. Okay, en die wyte is 64, so dis 32. So from the center 32, and this side is going to be 64 from that side to that side. Sy hoogte is 74 high. Seker maak gou 70. Goed, ek wil gou vir julle 'n vraagie vra hierso. As ek die ding nou inteken, hè, gaan ek net hierdie teken hierso en daarso. Gaan dit vir julle lekker in pen doen soos ek gesê het. Ek gaan hierdie doen. So daar. Kyk, daar's geen lyntjie daar nie. There's no line there. And okay, hoekom het ek hier, why don't I have other lines here? So I don't have a line going through here. Hoekom sal ek hier 'n lyntjie hier nie? Ja, opgou vir my. Why don't I have a line going straight through here? Kyk gou hierso. As ek daar kyk, is daar mos 'n lyntjie. Hoekom het ek hier 'n lyntjie nie? Yes, so daai bout hierdie een word nie gesny nie, né? So we don't section this one, and you have the main part, you have this thing, and then you've got this bolt going through, and the bolt covers up everything that's lying behind it. Ook daai lyntjie daar, ook daar was ook 'n lyntjie daar. So al daai gaan wegval, né? And then I'm going to do the hatching at 45. En daar het ek vir julle mooi gewys om dit te doen. So ek gaan net vir myself gou weer 'n ekstra lyntjie gou hier insit. Sal hom 'n bietjie swaai. Ek gaan net hierso vir my ietsie anders gebruik. Ek gaan net dit trek. Jy kan ook dit doen as jy nie jou driehoek beskadig nie. Vat net 'n koutjie, trek net vir jou so 'n lyntjie. Hoop. En dit ook doen. Gaan nou nie permanent wees nie, maar dit sal werk.
swaai hom teen die ander angle. Daar is my eerste een. Tweede een, onthou, ons moet teen 45 grade hatch. Dit is 'n klein bietjie 'n kleiner oppervlak, so hy gaan bietjie nader aan mekaar wees as die ander. Okay, julle kan dit gou vir my inteken. So ek kom hier deur, ons vat hom sommer stryd deur. Daai enetjie ook. Daai enetjie ook. As hy. Okay, so daar is die daar's die bussie in posisie. Okay, nou gaan ek na die bussie gaan ek gou die katrol inteken. So ek gaan gou die pulley teken. Die pulley is die groot ene hierso. Nou hy is 'n bietjie meer complicated, maar hierso is hoe ek hom uitfigure. So ek gaan vir julle gou wys hierso, as ek hom deursny, gaan hy hier deur gesny word. Daar. Jy kan daai profiel vat, dit gaan vir jou help om so 'n idee te kry. Ons gaan hier vanaf kyk. And so all the lines that you see here will be visible on your drawing. That one, this one. You can have a section here, you can have that part there. Ja, jy gaan al daai sien, daai agterste lyntjie tot daar, van daai web, you're going to see the webs there. Ja, so dis hoekom uitfigure, as ek hierna kyk, gaan hy so lyk. Teken die buitelyn, hy gaan so lyk, daar. En van daai buitelyn gaan ek hou. Kan die hele buitelyn, you can keep the whole outline. The hidden lines normally become solid lines, daar en daar, daar en daar. Daai lyntjie hardloop deur, daai lyntjie hardloop deur. Want as 'n hidden line daar, dit raak 'n donker lyn, dit raak 'n donker lyn, daai raak 'n donker lyn, daai raak donker lyne. Hierdie hidden lines raak solid. En dan gaan ek ook 'n lyntjie hê hierso. Want dit is daai lyntjie hierso. En daarso. En dan gaan ek ook, belangrik, ek gaan ook daar lyntjie hê, daarso so. Maar dit gaan opgecover word later en dan gaan ek hier hatching hê. En daar hatching hê. Okay, daai gaan 'n gat wees in die middel. That's going to be a hole. En hierdie gaan ook gehatch word. Okay, so you're going to cut there, you're going to cut there. That's a hole. This is a web, so you keep the web. You're going to cut through that shape there. Daai lyntjies gaan jy hê. Hierom, daar so sy. Okay, so dis min of meer, that's what you're going to get. Once you're going to section it, we're not going to, maak vir jouself 'n nota daar. Daai word nie gesny nie, en daai word nie gesny nie. Okay, and the bolt is now going to cover up everything that's in pink, everything that you see over here. In that space will be covered up by the nut and the bolt and the washer and most of it. Okay, so Athena, jy moet gou kyk, jy moet nie op julle arms lê nie. Right, so daai enetjie, hy moet nou hierso gaan inpas. Nou kom ons begin gou met hom. Môre moet ons klaar wees tot hierso. Okay, moet jy klaar geteken het tot daar. Ek gaan daai enetjie gou vir julle inteken. It's going to be, hy gaan wees 90. That's going to become 12. This is going to become 108. That's going to become 64. Hierheen gaan wees 26, 48 and 30. Okay, so ek gaan hom gou vir julle uitteken daar. So 108
That's 54 on both sides. En die pulley julle gaan nou hierso sit. The pulley is going to start on this line here. Gaan 'n lyntjie hierso wees. En 'n lyntjie hierso wees. So dit is 54. Daar's 'n lyntjie. Daar's 'n lyntjie. So hy gaan opgaan en hy is hoog. Ons gaan mooi kyk, 66 mm. Hy gaan net mooi hierso eindig, daar's 60. 66 is over here. En daar gaan 'n lyntjie deurtrek. Goed, kyk gou hierso julle. So ek gaan nou daai eerste deeltjie gou teken tot hier. Wil julle moet saam met my werk maar so in die klas, hoor. Werk maar saam met my. Don't just sit and look. You can draw in class and you save some time. Okay, daai stukkie gaan gehatch word. This is just the center part. This is that part there. Okay, dan moet ek gou die res uitteken. It's going to be 90 from the bottom to the top. So from there, 90 millimeters. Daar's 90. Okay, dan is dit 48. Van daai lyntjie af is dit 48 onder toe. Gaan hier ook meet. Jou tyd is al voor die klok lui. Dink jy as met te veel oorie, maar kyk gou wat kan ons gedoen kry. Okay, so daai stukkie gaan ek gou inteken. 48 en dan is dit, kom ek help julle gou hier, om hierdie gaps uit te werk. As daai gaan ek werk op hierdie afmetings, dis 24 en 15. So 24 minus 15 is hoeveel? 8. Nee, 9 mm. So daai moet wees 4,5. This must be 4,5. Normal measurement, this is 4,5. So that's going to become 9 if you times it by 2. And 9. So 48 plus 30. 48 plus 30 plus 18. Let's see what that gives us. 96. Sorry, I shouldn't add those. Yeah, so I should actually only be adding the 30 plus the 18 and that is 48. Sorry, ignore that. So it gaan wees 9 en 9. So from this line, it's going to be 9 millimeters.
9 mm die kant. En net gou vir my konstruksielyntjie in, so I'm just going to put in a construction line there. Dan die gappie is 30, it's going to be a 30 mm gap. Skus daarso. 30 mm, this one is also 30. Ons kan hom gou klaar maak hierso. Want ons het gou die wytes gekry. So as ons hierna kyk, daai boonste afmeting, daai wyte is hierdie sirkel, is that circle, that is diameter 158. So it's going to be, in this case it's also going to be a radius of 158 because it's times by 2. So die boonste een is 158 van die middel af na elke kant toe. 1, that's 100. 158, so another that's 158 is there. Hierdie kant is 100, 100. Sorry, 100 from the center. And another 58. 158. Also say. So it's going to end over here. Lyntjie tot daar. Lyntjie tot daar so. Dan kom hy af soontoe. So ons gaan 'n lyntjie wat afgaan. We're going to have a vertical line there. So maak. En maar 'n bietjie konstruksie gou doen hierso. I'm going to do a few construction lines. En dan môre kan ons net die boute in die muur gou teken en dan is ons klaar. Eens kyk gou hierdie. Hierdie is uit konstruksielyne. Come on. Okay, so die katrolletjie kan ons gou klaar teken. Wie wil gou vir my sê hoe diep is hierdie stukkie? Hoe kry ek dit? So dit is hierdie lyntjie. As jy mooi om opvat, dis daai sirkeltjie daar, die hidden line circle. En hy, as ons na die pyltjies kyk, het kom ons kyk of ons 'n afmetingkie het. Hoeveel gaan hy wees? Daar sou sy 143, so dit gaan 143 na albei kante toe wees. So 143 from the middle to the sides. So
130, 140, 1, 2, 3. Also, hierso is 140, 1, 2, 3, 140, 3 daar. Ok, so nou trek ek daai lyntjie hierso in. Ek dink amper ons kort nog 'n lyntjie daar. As julle hier kyk, daai stukkie is 6, daai stukkie is 15. 15 minus 6 is 9. So hierdie gaan wees ook 9 mil. Ook 9 mil, so it's going to be 9 millimeters down, like the previous one. So another 9 millimeters down to this point. Nog van hier af 9 millimeter op. Selfde aan die ander kant, 9 op en 9 af, so it's going to be 9 millimeters there, 5 up to there is 9. Right, kom ons trek vir daai lyntjies gou deur. Ek gaan nie die hele lyn trek, ek gaan net daai stukkie doen. So en hierso. Ek kan net gou hierdie klaar kyk want ek wil hê julle moet dit vir my by die huis gaan klaar maak. Right, hier is die pulley. Gaan dit vir julle in kleur inteken. Gaan gou daai katrolletjie inteken. I want you guys to be finished for tomorrow up to here. Ja, sal hom vir julle post. Hi. Wat is dit? Ja, sit hom maar onder. Onthou net om te kom haal, hoor. OK julle. Julle moet 'n lekker dag hê. Maak klaar vir môre tot hier waar ons is. Ek sal vir julle dit post. I will share on the group as well. En ek gaan net daai katrolletjie klaar teken. Net vir die laaste deeltjie doen. Daai stukkie is daar. Hier is 'n hidden line. En so dit is diameter 122, so is 122 to each side. Daar's 122 en 122.
Bye bye, lekker dag. Hier kort nog 'n lyntjie daar. Jy sal sien ek kry hierdie kry ek van ek kyk na my 3D prentjie vir insig en ek moet mooi kyk, ek kan mooi sien waar eindig daai lyntjie. Onthou dit die weggesteekte lyne gaan solied raak. Daar waar ek hom deurgesny het. Daai stukkie is 26 en 26 dink ek as ek die storie reg het. So dis 26 hier, 10, 20, 26 daar aan die onderkant. Ek dink ook 26 bo. 26 mm daar. Dan doen ek dieselfde aan die kant. 26 mm in. 26 mm. Ek kry ek daai lyntjie in. Kijk, daai lyntjie in, dis mos nou waar ek gesny het op die kante van die katrol, daarso. En dan ook hierdie enetjie. Hier is 'n lyntjie of wat gaan wegval nou. Ek sal nou nog vir julle wys. Ek sal dit maar net met hier moet uithaal met iets anders. En dan het ons mos nou ons webbe, ons een web julle as ek die ding kyk, dan lyk dit amper vir my of ek dalk hierdie katrol se bokant is veronderstel. Nee, wag, hy is reg. Hierdie een gaan soontoe. En daai lyntjie, daai lyntjie gaan soontoe. Right, so daar's 'n lyntjie. Julle kan gaan kyk na as julle mooi kyk na die weggesteekte lyne op hierdie katrol. Die katrol is altyd 'n bietjie 'n moeiliker een om te teken, maar julle gaan daai lyne waarneem as julle kyk na die weggesteekte lyne. Daar gaan ook 'n lyntjie hiernatoe wees. Dis die web. En hy gaan tot hier loop. En daar's ons ook 'n web. Ek net gou mooi kyk van daar tot daar. En onthou die webbe word nie gesny nie, né? So hierdie deel in werklikheid sny ons hom, maar ons teken hom asof hy nie gesny word nie. Hierdie agterste lyntjie gaan nog steeds daar wees. Julle gaan kyk na die 3D prentjie, gaan julle hom sien. Hy loop hier agter verby, dis daai sirkeltjie, kom vinnig julle kan wys. Dis daai sirkeltjies wat hier lê. Daai tweeetjies, né? So dis hy wat daar lê. En die boonste ene is dan nou daai ene daar. OK. Goed. So daar het ek hom in. Hierdie twee lyntjies gaan wegval. Ek sal dit vir julle gou uithaal. Ek doen dit nou net in pen vir 'n bietjie duidelikheid. So ek gaan hierdie vir julle uithaal. As jy 'n lyntjie daar nie. En daai lyntjie moet ook uitkom want hy maak ons alles toe. Daar wat agter hom lê, nê? OK. Dan gaan daai lyntjie gou intrek. Daar's hy. Die lyntjie hier intrek en dan gaan ons hierdie deel hatch. Ons gaan daai deel hatch, daai en daai ene. OK. So as ek gou hier begin, ek gaan my hatching nou weer in die teenoorgestelde rigting gooi. Ek kan hom gaan hom so teken. En kan dieselfde grootte hier gebruik wat ons gebruik het nou. Net daai stukkie. En ek gebruik kleure hier sodat jy mooi kan sien watter part is watter part. En dan nou, jy sal sien hy hardloop sommer hier in, so ek gaan met hom reg deur. En hulle is mos nou ewewydige spasieer, so ek het sommer my lyntjies nou nie ingetrek, julle sal dit onthou. OK, ons sal dit doen aan die kant, so ek vat hom sommer weer eens, ekskuus, daar net reg deur.
Ons hom hier deurvat. Daar so. Goed, ek maak dit maar gou klaar, dan is dit klaar. En dan sal ek die video vir julle laai. En ons maak net gou hier klaar. Môre kan ons net die waster en dan nou die bout en die moer kan ons dan nou vir julle inteken en dan is julle eerste samestelling gedoen. Well done. Okay, so ek gaan hier 'n bietjie opskuif daarso. Net die dele wat gesny word, kry die hatching, het julle verduidelik van die web, so julle behoort dit te verstaan. Daar is hy, fantasties julle. Daar is hoe ver ons nou al is met ons eerste samestelling. Hier gaan nog 'n drapskroe inkom. Hier kom nog 'n waster en 'n moer wat van die goed gaan toemaak. Maar well done julle. Ons is al amper klaar met ons eerste samestelling. Alright, lekker dag vir julle. Onthou die huiswerk vir môre, né?